Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met die mense van die MOS inisiatief. Ja, moedertaalonderrig is altyd 'n belangrike ding en die onafhanklike skolenetwerke op hierdie stadium staan baie sterk. Ons gesels bietjie spesifiek met Rudolf van der Westhuizen in die uitvoerende hoof van MOS inisiatief en met Simonay van der Berg, hulle grondslagfase ontwikkelaar. Want ja, daar's ook 'n grondslagfase by die MOS inisiatief. Goeiemôre mense. Goeiemôre, lekker om hier te wees. Man is heerlik om julle te hê. Kom ons begin eers by die feit dat tuisonderrig in Suid-Afrika al hoe meer raak. Daar's nou om en by 300 000 leerders op hierdie stadium besig met tuisonderrig. Hoekom kies ouers hierdie opsie, Rudolf? Speer, daar's 'n klomp faktore wat ouers oorweeg en ek gaan nie almal vandag vir jou kan sê nie, maar ek dink een van die groot goeters is ouers bevraagteken wat hulle kry by tradisionele skole en hulle sê is dit genoeg? So hulle wil bietjie iets van alles in hulle kinders se onderrig inweef, so dan is tuiskoolonderrig regtig 'n goeie opsie en dan ek dink 'n slegter kant van dit is kinders word geboelie in skole in groot massiewe skole soos ons tans beleef in Suid-Afrika en dan kies ouers om eerder hulle kinders uit daai konteks uit te haal en in 'n veiliger omgewing by hulle huis te hê. Eerder as 'n klas van amper 40 kinders. Korrek. Individueel dan. En dan is er natuurlik ek wil sê ander dinge wat kinders in betrokke raak, wat ouers ook hulle kinders uit daai dinge uit wil hê wat in tipiese groepkonsepte gebeur. Ja. En dan so 'n bietjie aan die mooier kant dink ek daar's ouens wat sporte doen soos golf of tennis of so wat regtig baie fokus neem van 'n kind as hulle daai sport beoefen en dit beteken dat hulle al 10 uur in die oggend moet kan golf oefen of moet kan tennis oefen en dit gaan inmeng met 'n tradisionele skool wat 7 tot 2 is. So dan moet hulle ietsie anders hê wat hulle enige tyd van die dag of enige plek kan doen en dan laastens, ek dink na die pandemie het ouers getrek na dorpe toe waar dit dalk nie groot skole beskikbaar is nie en het hulle 'n bietjie meer 'n werk van die huis af leefstyl en dan pas dit by hulle leefstyl aan. Afstand werk en afstand onderrig loop amper dan saam. Korrek, en ek dink ook mense wat op plase bly waar hulle tradisioneel kinders nou koshuis toe stuur oorweeg tuiskoolonderrig ook nou as 'n alternatief tot 'n koshuis. Simonay, wat 'n wanpersepsies is daar oor tuiskoolonderrig? Ek dink die grootste wanpersepsie wat daar buite is dat die kurrikulum swak is as dit by tuiskoolonderrig kom. Wat inteendeel glad nie die geval is nie. Baie van die kurrikulums word ontwikkel deur kundiges in die gebied. En ek dink ook die ander wanpersepsie wat daar buite is dat kinders in isolasie lewe wanneer hulle tuiskool. Want mense dink jy's nou by die huis, daar's geen maats vir jou nie en dit is ook glad nie die waarheid nie, want soos Rudolf nou gesê, daar's baie sport plekke daar buite waar kinders aan sport kan gaan deelneem, waar ons in elk geval ons kinders heen sou vat as hulle in 'n gewone skoolomgewing was, waarin hulle dan kan deelneem en maats kan maak. Rudolf, as 'n mens internasionaal kyk, wat is die tendense internasionaal? Want tog, as jy mooi daaraan dink, moet jou kind tog kan kompeteer uiteindelik op 'n internasionale vlak in die werksmag, nie waar nie? Korrek, en ek dink internasionaal is die tendens om baie meer te skuif na tegnologiese tipe van oplossing toe en ek dink as jy dink aan dinge wat bekend is soos Duolingo het gesê ons wil opvoeding of leer vir die groter massas beskikbaar maak en maklik toereikend wees vir almal. So daar's 'n baie groot skuif na toepassings en tegnologie wat onderrig kan help verbeter. Ek dink een van die goeders wat ek dink ons moet dophou in die volgende paar jaar is hoe KI 'n invloed gaan hê om kinders te help met sê nou maar iets soos 'n ekstra klasse waar ek wil voorspel en sê iets soos 'n ekstra klas gaan eintlik verdwyn want jy gaan 'n toestel of 'n toepassing hê wat daai funksie kan verrig vir onderrig. Is tuiskoolonderrig maklik vir ouers om te volg? Jy weet, want ouers het nie noodwendig 'n onderwysagtergrond nie. Ja, definitief. Ek dink in vandag se dae met die tegnologie hoef 'n mens nie meer 'n kundige te wees op die gebied om 'n kind te help met tuiskoolonderrig nie. Ek dink alles is so maklik beskikbaar op die internet. Alles is daar vir jou en ek dink die verskaffers daar buite maak dit so maklik vir 'n ouer om dit te kan doen by die huis met die tegnologie wat daar is. Dis 'n druk van 'n knoppie, alles is vir jou beskikbaar, alles is uitgewerk. Dit is nie meer soos in die ou dae wat jy moet myle ver ry om 'n winkel te gaan soek om 'n handboek byvoorbeeld aan te koop nie. Alles is beskikbaar aanlyn. Rudolf,
Mos wêreldwyd se aanlyn tuiskooldiens begin nou volgende jaar met 'n grondslagfase. Dis 'n heeltemal 'n nuwe veld waar julle nou ingaan, né? Ja, ons het 2021 het ons begin met Mos wêreldwyd die aanlyn tuiskooldiens met graad 7 tot 9 en dit was ons proefloopie en net na die COVID-pandemie het ons besluit om hierdie rigting in te slaan en dit het gegroei van daar af na graad 4 tot graad 12 vir die laaste paar jaar en hier is nou ons volgende hoofstuk om die sirkel lekker te voltooi om van graad R tot graad 12 alles in daai een besigheidseenheid te hê. Wat is die grootste verskil tussen die grondslagfases en die ander ouderdomgroepe? Daar's eintlik 'n verskil tussen grondslagfase, intermediair en die senior en VWO fase as 'n breë en as ek net eerstens kan sê die ding wat ouers dalk mis in die tradisionele skole selfs is wat elk van daai fases se doelwit is. Veronderstel om te bereik, ja. En as jy dit verstaan, dan help dit jou baie beter om te verstaan wat is die groot verskil. Die eerste ding is grondslagfase se doel is om te leer lees, skryf en om, soos die Engelsman sê, number sense te kry, te verstaan hoe werk syfers, plus, minus, deel, maal. En dan in die intermediaire fase is die groot doel is om te leer lees met begrip. Dis hoekom al meer vakke is. So dis nie so belangrik dat jy weet waar Pieter Retief gesterf het en wat se datum dit is nie. Dis net inhoud wat jy moet leer met begrip lees. Dis eintlik die belangrike deel. So om 'n toets te skryf in graad 4 of 5 is nie belangrik of jy die inhoud ken nie, maar of jy kan met begrip lees. Graad 7 tot 9 gee vir jou wye veld van vakke en dis die doel om vir jou bewusmaking te kry van waar is jou nering, wat is vir jou lekker, want in graad 10 tot 12 is waar jy eintlik kies en spesialiseer. So dis wanneer jy begin fokus op universiteit toe gaan, werk kry en so voort. So die 4 fases het verskillende doelwitte en in die tuiskoolonderrig is dit verskillend. 'n VWO fase kind kan baie op sy eie werk. 'n Senior fase kind kan ook gedeeltelik op sy eie werk. Maar die intermediaire fase en grondslagfase is 'n ouer baie belangrik. Ja. Want daai kind kan jy nie los om net sy eie ding te doen nie. Vir al die grondslagfase is dit baie die ouer wat eintlik die onderwyser rol speel en seker maak dat onderwys gebeur of onderrig gebeur. As jy dink in Suid-Afrika waar jy sukkel met wiskunde en wetenskap en waar sommige, kom ons sê maar 'n groot deel van graad 4 leerders nie begrip kan lees nie, is dit baie krities om die grondslagfase vas te lê. Simoray, nou moet 'n mens dink as daai fase so belangrik is. Hoeveel druk is daar op ouers? As jy nou by die huis jou kind moet help deur so 'n fase, as jy deel is van 'n aanlyn inisiatief of so, hoe bemagtig julle? Ja, ek sien julle die mooiste ding daar, die bemamma magtig jouself. Wat vir my die oulikste sê ding is, maar hoe bemagtig jy jouself om as 'n ma of as 'n ouer jou kind van graad R tot graad 3 werklik waar te help? Ja, Pierre, so by die Mos verstaan ons, soos jy nou sê, dat 'n ouer mag dink, "Joh, dit is oorweldigend vir my, want nou sit ek met 'n graad R kind, waar begin ek om hierdie kind te leer lees, hierdie kind moet leer skryf, hulle moet baie goeders leer in die grondslagfase en dit is so 'n belangrike fase want die grondslag word gelê. So dit is die fondasie vir alles wat kom. En by die Mos het ons besluit op die bemamma magtig veld tog vir ons grondslagfase juis omdat ons die ouer bemagtig. So ons doel is om die ouer al die gereedskap te gee wat hulle mag benodig om die kind te kan help by die huis na die beste van hulle vermoë. So jy het glad nie onderwysgraad nodig of enige kennis nie. Dit niks nie. Dit wat ons vir jou bied en die stappe wat ons volg en die video's wat ons vir jou oplaai is so volledig gedoen dat jy kan sit met 'n graad R of 'n graad 1 of 'n graad 2 of 'n graad 3 kind by die huis en jy sal presies weet wat om te doen om op die einde van die dag alles te bereik wat jy moet in die grondslagfase. So ons kurrikulum is so bevat stap vir stap. Ons gee elke dag vir jou 'n kort video-opname waar ons vir jou verduidelik presies wat word verwag van jou die dag, hoe jy dit gaan bereik met die kind en presies wat jy moet doen. En dan het ons ook 'n leerbestuurder aan boord wat die ouer se hand gaan vat en deur die leerhuis saam met die ouer gaan stap. So die ouer kan inskakel elke dag op 'n Google Meet en jy kan jou vra as jy gesukkel het met handskrif die vorige dag of jy is onseker om 'n aktiwiteit te doen, is jy welkom om in te skakel en te sê ek het gesukkel met hierdie aktiwiteit, help my,
wat nou, hoe maak ek? En Dis so dan is lekker om te ons hoor, want dit is daar. soms so 'n berg vir 'n ouer. Ja, maar ons vat daai las van die ouer af. So dan is die leerbestuurder daar om jou hand te vat en vir jou te verduidelik, kom ons gaan terug na hierdie stap toe, kyk weer na hierdie, kom ons maak so en hulle stap die reis saam met die ouer elke liewe dag. En as jy voel miskien hierdie was nie voldoende nie of jy wil miskien nie, daar's miskien ouers wat nie voor ander ouers wil vra nie, dan is jy ook welkom om privaat vir die leerbestuurder 'n boodskap te stuur en hulle help jou deur die proses. Dit is merkwaardig. Dit maak iets wat ek verskriklik na sal opsien baie maklik om te verteer. Baie dankie Simone, baie dankie Rudolf dat julle hier was. Natuurlik kan mense 'n draaitjie maak by moswêreldwyd.co.za nee Rudolf. Dis korrek. Jy kan alles van ons hele groep en ons aanlyn tuinskooldiens op daai webwerf kry. moswêreldwyd.co.za. Baie dankie dat julle draai kom maak het vanmôre. Dit was lekker om hier te wees. Nou ja, dis dan Rudolf van Westhuizen, Rudolf van der Westhuizen. Ek moet leer lees met begrip. Simone van der Berg van Mos Inisiatief. Maak gerus 'n draai op die webtuiste moswêreldwyd.co.za vir meer inligting of as jy enige vrae het.